vanmôre van Jesus dat kaak op die lig kan wees. Ek vra om verskoning ons klank probleme glo uitsorteer en ons kan nou dit daarvan maak. Loof die naam van die Here. Geliefdes, in hierdie môre wil ek met u praat oor die kruis. Verstaan ons werklik ons en ons gesag in die Here. Wanneer ek praat, sê ek dit met baie nederigheid in my hart, dat daar soveel plase van dit, en dis asof ons nie werklik hierdie waarde en diepte verstaan, wat daar werklik waar plase van dit nie. En wanneer ek werklik waar my gesig dek, autoriteit dek, staan wat hy werklik na ons toe gebring het, ja, behalwe dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, is daar veel meer daarbey betrokke as net dit. Want die kruis is die plek van herstel, maar ons verstaan nie waar die herstel plaasgevind het nie, want ons moet teruggaan wat het gebeur het, en dit is die herstel. En as ek my herstel verstaan, en ek verstaan my gesag en autoriteit in die Here, en die oomblik wanneer ek dit verstaan, kan ek die versekering vir die Gees sal die altyd in oorwinning in wees. Die probleem is, ons weet nie hoe om te hanteer en hoe om in oorwinning te lewe nie. Alhoewel ons kursus na kursus doen, word ons net vol inligting gepomp. Maar dit gaan nie oor inligting nie, kan ek daai inligting omskep in waarde, realiteit, dat dit vir my sin kan maak, sodat ek op 'n plek kan kom waar ek in oorwinning kan leef. Sodat dit mense gaan versondig, niks daarmee verkeerd nie. Maar ons kom nie op die plek waar ons in die oorwinning van God leef nie. Ons kom nie in die plek wat ons verstaan nie hoe werk die gesagsautoriteit van God nie. In die eerste plek prys verstaan die goed pas in my lewe. Net moet jy dan deel en vir jy verstaan, dat jy kan verstaan vir eenmal wat aan die kruis van saam met my uit 23, Lukas 23 van vers 33 die kruisiging. Hy sê daar en toe op die plek kom wat hoofskele genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, met ander woorde, daar was 2 kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En jy sê, Vader, vir hulle, want hulle wat sê, hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Vervulling gekom, oor sy klere gewerk is. En die volk het staan en aanskou en die owerstes saam met hulle ook. En hulle het geskim, met ander woorde, op daai stadium, die skrifgeleerdes, die fariseërs, almal wat daar was, staan en hulle skim en hulle sê, luister, ander het hy los, laat hy al verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En dan sê hy die volgende, en die soldaat het hom ook gespot, en by hom gekom en asyn gebring, en gesê, as jy die koning van die Jode is, verlos jy self. En dan sê hy die volgende, en daar was ook opskrifboek wat hom geskryf in Grieks, Romeins en Hebreëus. Ek sal met die eendag praat wat die 3 opskrifte beteken tot in vandag se lewe nog, hoe dit van toepassing is. Hy is die koning van die Jode, en een kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. U sien wat hier gebeur is, 'n mens word geken aan woorde. En ons moet onmiddellik onthou die woorde, wat dit plaas was waar die woestyn was,
die duiwel die na hom toe gekom het, en hy dieselfde woorde gesê het, sê, as u die seun van God is, met ander woorde, om twyfel te saai in wie en wat jy in die Here is, dis altyd die motief van die duiwel. Dis op die wyse wat jy kom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, hulle moet brode word, as u die seun van God is. Wat is die seun van God? Nie as, hy is die seun van God, maar dit is wat die duiwel uitklees aan die kruis. En hy moet baie mooi, dis waar hy gestroop is van sy gesag en sy autoriteit, want hy het homself openbaar aan die kruis deur middel van sy woorde. As u die seun van God is, haal ons en u van die kruis af. Met die wete dat hy vat geen verantwoordelikheid vir sy nie. Hy van wat hy gedoen het nie. Die seun van God is om in die kruis staan en nog steeds te weet ek gaan sterf, maar dit wys vir jou die karaktereienskappe, en dit is wat ook in baie mense se lewe is, as jy daar, dit is om jy te laat twyfel in die Here, maar vanmôre is die goeie nuus, die duiwel is uitgeklee, en hy is oorwin aan die kruishout van Golgotha, hy is gestroop van alle mag en gesag. Die enigste mag wat hy het, is wanneer jy toegee aan sy stem, dan gee hom die reg in jou lewe, maar hy is oorwin aan die kruis van Golgotha. Die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy nie ook God nie? Hoeveel mense in vandag se lewe vrees God nog werklik nog dat respek vir God in sy woord, wanneer die Heilige Gees werklik waar beweeg, om te sien, mense sit teen kerk, bekerskof, God se Gees besig is om te beweeg, het hulle geen gevoel nie, hulle kan nie connect, jy kan dit duidelik sien, mense sing, maar hulle kan nie connect met die Here nie, want daar is 'n gaping, daar's 'n gaping, dat hulle respek God verloor. Het is nie meer wat dit was, soos wat dit voorheen was nie. Hulle het daai respek vir die Here, het hulle, en hy sê toch, terwyl jy self te oordeel is, luister mooi wat sê hierdie man, hy sê, ons toch regverdig lak, hy kom op 'n plek, hy hang in die kruis, hy weet, hoor wat ons hang hier, want ons, vir wat ons te doen het, hy sê, ons vir ons verdiende loon, vir ons dade, erkentenis, om te hardloop nie, te erken te sê, vir ons verdiende loon, hy sê, hoor baie mooi, ons toch regverdiglik, wat ons ontvang ons verdiende loon, vir ons daar, maar hy het niks verkeerd doen nie, sê hy het niks verkeerd, dan kom hy en sê hy, en hy sê vir Jesus, dink aan my, is al wat hy, dink aan my, geen teologie nie, geen niks nie, belydenis, deur te sê, ek is skuldig, Here, dis wat hy eintlik sê, en hy kom op 'n plek en hy sê, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag jy saam met my in die paradys wees, vandag, nie môre nie, vandag nog, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat sê hy daar? Hy sê, die plek waar die sondeval begin het, en waar die mens gestroop is van sy gesag en autoriteit en sy heerskappy in die Here, vandag herstel word, want die mens dit
het. Nergens het hy vir enigiemand gesê, vandag sal dit in die paradys. Hy sê dit hierdie man, waarom? Want dit is die herstel van die mens, wat hy eintlik aankondig. Dit te sê, ek herstel jou in jou oorspronklike gesag, in jou oorspronklike heerskap, jou oorspronklike autoriteit. Waar dit plaasgevind, dit vind plaas by die kruis, waar Jesus Christus met sy lewe betaal het vir my en vir jou. Luister vanmôre, geliefde kyker, ek wil jy moet vanmôre verstaan, jy kan 'n oorwinning leef, elke dag van jou lewe, wanneer jy hierdie beginsel verstaan, dat Jesus wat gestorwe het jou kom herstel in jou gesag, in jou autoriteit, in jou heerskappy, dit wat verlore gegaan het in die paradys. Dit is wat hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, menende, jy word herstel in jou volle gesag, in jou volle heerskappy, in jou volle autoriteit. Ek gee dit eintlik terug aan jou vir die prys wat ek betaal aan die kruishout van Golgotha, om te sê die vyand is uitgegee, hy het geen mag meer nie, hy het geen gesag meer nie, maar ons konsentreer meer verkeerd op die vyand, op die duiwel, as konsentreer op God se woord, om die waardes en die beginsels in God se woord te kan verstaan en dit deel van my lewe te kan maak, om ons lewe daar aan te maak. Halleluja. Krabasandro boshakasuru behendro kihe sikasura breedore, dat vloek oor jou wat men om vertel het, swakkeling, wil vanmôre vir jou sê, jy is nie 'n swakkeling nie, maar jy is vanmôre in die gesagsautoriteit van die Here. Jy staan vanmôre op oorwinningsgrond, nie op gewone grond, oorwinningsgrond, wat beteken, as jy jou Here terugvat, autoriteit terugvat, dat God jou grondgebied sal vergroot, dat God die regte mense in jou lewe in sal stuur. Die probleem is, ons verstaan nie. Die kruis sou veel meer in, as net die boodskap. Daar is duisende boodskappe oor die kruis al gepreek, maar ek wil vanmôre vir u sê, dit begin by die kruis. Mense sê, die kruis is nie meer belangrik nie, dit gaan nie oor die kruis nie, dit sal al die kruis gaan, oor niks anders. Ja, ons leer, ons moet toegerus word, is reg, maar as jy dit nie kan vat, en jy kan dit omskep in realiteit, en 'n deel van jou lewe maak, en dan het dit geen nie. Wat sê Jesus sê, sal jy saam in die paradys. Hy het nie kans gehad om deur die doodpad te gaan nie. Hy het nie kans gehad om op 'n plek te kom waar hy lidmaatskap in 'n gemeente kan aanvaar nie. Nee, hy het lidmaatskap by God gekry. Hy het lidmaatskap by die hemel, in die hemel gekry. Hy het lidmaatskap gekry by dit wat ewigheidswaarde het, naamlik Jesus Christus, van die lewe van God. Daarvoor aan van God daar. En die vraag vanmôre is, waar staan jy? Waar staan ek vanmôre? Geliefde kyker, waar staan ons vanmôre? Wat verstaan ek vanmôre? My gesag in die Here. Verstaan ek die kruis vanmôre werklik in soveel diepte? Verstaan ek wat het gebeur aan die kruis van toe hierdie woorde, toe hy sê, vandag sal saam met my in die paradys wees. Hulle het Jesus, het hulle gekom, en hulle het hom van die kruis afgehaal. Dis sy vlees wat daar was. Ander het hulle na ander plekke toe gevat, maar die belangrikste, God is 'n God wat sy woord hou. O, prys die naam van die Here. Ervaar nou net in my gees vandag, mense wat woord sit en luister, en jy het 'n lewe van
van val en opstaan, val en opstaan, val en opstaan, dan draai jy terug en dan sê jy weer voor, dis omdat jy nie die beginsel, die waarde van die kruis verstaan, die gemaakte studie van die kruis, daar is soveel meer wat lê binne die kruis, want die totaal kruis begin. Dit is die afsluiting van en die begin van. Met ander woorde, wat hy doen is, hy vat hom terug na waar dit fouteer het. Waar dit fouteer, Adam het fouteer in die paradys in. Waarom dink jy, sê die Here hierdie woorde, vandag, ek vat jou terug na die plek waar jy gestroop was van alles. Ek vat jou terug na die plek waar ongehoorsaamheid was. Ek vat jou terug na die plek waar jy alles verloor het. Ek vat jou terug na die plek waar jy uitgejaag was, maar sodat jy kan instap, die sleutel, die deur, om dit vir ons oop te maak, om te kom instap en te kan sê, dat hier is ek, God hou sy belofte, sodat jy in totaliteit herstel kan word, nie net gedeeltelik nie, dit is die probleem waarmee ons sit, ons lyn nie vinnig Here toe, maar die vraag is altyd vraag, het jy al by die kruis uitgekom, wat is jy by die kruis nog nie uitgekom het nie, verstaan jy nie die waarde van die evangelie nie, dis die kruis wat begin, dra die op Golgotha, die hoofskerel, Golgotha, waar hy gekruis is, waar hy met die lewe betaal, en nie 'n mens wat hier gaat nie, dis nie 'n mens wat om hier aard nie, dis nie 'n mens wat kom en belofte aan hom maak nie. Jesus sê net, al wat hy sê, hy maak nie 'n belofte, hy sê nie, ek beloof jou, of hy kom en hy sê, ek gee jou my woord, jy sal nie, al wat hy sê is, jy sal vandag saam my in die paradys wees. Jy sien, dit het 'n tyd en 'n uur geword, dat die ware kinders van God opstaan. Ek sê altyd, dis maklik, weet jy wie is jou môre, het jy al die evangelie met hulle gedeel, het jy gaan praat, ek dink daar was gewees, wat ek gedeel het, hulle, as ek daar kom, met hulle asseblief, net nie Bybel nie, maar ek gaan sit, en ek het gepraat oor die woord van die Here, en dit is jare later nou, en daai man was 'n ateïs gewees, hy wou niks van God geweet het nie, God en niks geken het nie, ek is so goed, ek is nie meer Suid-Afrika nie, dit is so goed, na al die, dat kon hoor, hy het tot bekeer gekom, en hy het tot bekeer gekom, vir die Here. Weet jy, soms gee ons net moed op, ons dra aan wie die Here is, omdat ons nie verstaan, en dit is Jesus se hele uitgangspunt gewees, toe hy gesê het, vir hierdie doel, ek het 3 op aarde gewandel, ek was 30 jaar oud, maar vir hierdie doel, my lewe, vir hierdie doel, vir geen ander doel nie, wat was die doel? Die doel was gewees om te sê, ek is hier om my lewe te gee, ek is hier om te sterf, sodat jy die ware lewe kan ontvang. Hoor mooi wat hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en Jesus sê, hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u kom. Wat sê, naby het die koninkryk gekom. Wat is die koninkryk waarvan hy praat? Naby het die koninkryk gekom. Met ander woorde, wanneer hy daar praat, dan praat hy van
wat die mens verloor. Wanneer hy praat koninkryk, dan praat hy van dit wat die mens weer moet optel, wat die mens verloor het. Dit is hoekom Jesus sê, naby het die koninkryk van die hemele gekom. Dit is nie meer iets van affæres nie, maar dit is nou iets wat hier by ons is. Hy sê dit is sy woorde aan die kruis. Hoor mooi wat hy sê. Hierdie man sê, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Hy die beginsel is, hy het dit verstaan, wat die Here vir ons daardie wou sê, is dat die herstel wat daar plaasgevind het, is nie herstel. God doen nie 'n halwe werk nie. Dis wat God nie. Nie jou halwe red nie. Wanneer God 'n ding doen hy hom volmaak. En dit is hoekom die kruis die prys van volmaaktheid is. En dit is vanmôre kan vat in die hart en met die wete vanmôre, Here, dat ek in hierdie oorwinningslewe kan leef, elke dag van my lewe, nie net soms nie, wanneer dit goed gaan, nie, kyk wanneer dit goed gaan, ons was altyd op 'n high, maar wanneer dit nie goed gaan nie, en ons kry daai teestand in die wind so van vooraf, dan sit ons, dan wil ons vra, Here, waar is u nou? Ek wil vir u sê, God, hy draai nooit jou nie, hy is, as jy net kan verstaan, dat moet opstaan, man, vrou, dis jy wat moet opstaan, en in die winning van God inkom, en verstaan wat die kruis beteken. Die kruis beteken oorwinning, die kruis beteken alles vanmôre, die volmaakte offer waar alles volbring is. Daar is niks wat ek en jy mee kan doen nie, maar dit help nie kursus na kursus na kursus na kursus en ons al die goed wat mense doen en verstaan nie my autoriteit in die Here nie. Want wanneer ek my autoriteit in die Here verstaan, dit is wanneer ek 'n oorwinningslewe lei. Dit gaan nie oor geld nie. Luister vanmôre hierso. Die koninkryk van God gaan nie oor geld nie. Ja nee, ons moet 'n werk hê en ons moet 'n inkomste hê. Ons moet al die goed hê. Dis waar. Dis reg. Dit moet so wees. Maar op die einde van die dag wil ek vir u sê waaroor dit gaan. Dit gaan oor dat jy vanmôre ek wil dit inbring, dit in jou gees, in jou hart vanmôre val. En dit is waarom Paulus sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Waarom sê ek is as 'n oorwinnaar? Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus, nie deur enige anders nie. Hoe sê Paulus dit? Wat is die rede? Want Paulus van die kruis verstaan, wat die kerk van vandag nie verstaan nie. Paulus het iets van die kruis gesnap, en hy gevat, diepte in het was in sy lewe, en dit gee jou lewe. Geliefde, waar jy al is, in hierdie dag, en waar jy beweeg, waar jy gaan, waar jy stap, en in die week ingaan, ek wil hê, jy moet weet, jy het gesagsautoriteit in die Here, wanneer jy by die kruis uitgekom het. Ek sê nie jy moet by 'n kerk uitkom nie, ek sê nie jy moet by mense nie, ek sê wanneer jy by die kruis uitgekom het, waarlik by die kruis het Jesus Christus as jou saligmaker en verlosser aangeneem het. Dit is waar hy begin om die dieptes oop te maak, dit is waar hy begin borgen in jou hart. Maar dit is waar hy begin, jy kan verstaan, dat jy is herstel in jou gesag en autoriteit, in jou volle, in jou totale heerskappy, in naam van die Here. Ek staan vanmôre voor u, om u op te lig, om vir u te sê, dit is goeie nuus, u is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat ons die krag gee. U sit vanmôre dalk daar en u sê vir my, prediker, weet jy waardeur kom ek, weet jy waardeur gaan ek?
my hele lewe lank, hierdie omstandighede, daardie omstandighede, ek was ook daar gewees, maar vir sê toe ek kruis ontdek, en die diepte en die waarde en die beginsels daar, en ek verstaan dat die kruis, toe Jesus sê, vandag sal jy saam in die paradys wees, en ek verstaan my gesagsautoriteit in die Here. Ek het nie 'n boek gelees nie, en deel. Ek sê altyd, by enige boekwinkel stap, daar is honderde boeke, en wat vir jou sê, oor gebed, weet nie hoeveel boeke is daar, letterlik, ek sê altyd as ek instap, nou wat die ene is die regte ene, dit was daai persoon gevat, omskepende boeke, en hy kry een of ander inkomste daaruit, en nou watter is die regte een, daar's 1000 boeke oor al lê, ons wat net 'n voorbeeld, en almal praat oor gebed, is die regte een, wat die een moet ek nou, ek het honderde boeke wat hier in my huis, wat ek gesê, mense vir my gee, gebed oor die, wie gebedslewe, alleen in my bidkamer, toe ek nog nie geweet het, die woord behoorlik verstaan het nie, maar toe ek by die kruis uitgekom het, en die trane loop, en ek ontdek die waarde en die diepte van die kruis, weet jy waar het ek geleer bid, in my binnekamer, waar het ek geleer, om in gesagsautoriteit, om in oorwinning te stap, want ek het die beginsel verstaan, wat gebrou was in die paradys, waar Adam en Eva was, Jesus sê dit kom herstel aan die kruis, daar is niks anders wat ek hoef te doen nie, want as die kruis kom, kan ek van God nie, ek kry op my knieë, in my binnekamer, in my hart wat ek geroep het, wat gesoek het, wat gesmeek het, wat gesoek het, God, wat net die Here ken, 'n hart wat 'n mens nie sal verstaan nie, 'n hart wat ek voor die Here gebring, sê Here met my hele hart, nie 'n halfpad nie, alles wat, waar hy ook al in hierdie is, waar hy beweeg, waar hy gaan, weet dit van, dit begin by die kruis, nêrens anders nie, dis by die kruis waar jy oorwinning kry, nêrens anders nie, dis by die kruis waar jy leer om te bid, dis by die kruis waar jy leer om in gesag en in autoriteit van die Here te stap, dis by die kruis wanneer God staat en hy sê vir jou, dien daar nie, weet ons gevaar, doodmaak daar, maar Paulus het gesê, dis terwille van julle wat ek hier is, toe hom gestenig het en dood gegooi het met klippe, toe staan hy op en God wek hom op en hy sê, dis terwille van julle, want Paulus het die kruis verstaan, sy tyd was nog nie uit gewees nie, wanneer God my stuur om in lewensgevaarlike plekke te gaan deel oor die woord, daar was tye gewees, terug wat ons in die hartkonings van die dwelling was, waar tent opgeslaan het, waar gepreek het, en waar God verander daar gebring het, in Kimberley, waar ek in beweeg, dis lewensgevaar, so, as jy hier leek, dit is nie weer uit in die plek as jy ingaan nie, waar ek weet het, God is saam met, want ek ken my gesag, die kruis is die openbaring in my gees, ek weet God het my in totaliteit herstel, ek ken my gesag, autoriteit in die Here, ek wil jou vanmôre vra, waar jy beweeg, waar jy gaan, besef dit vanmôre, verstaan dit vanmôre, jy stap in die autoriteit van God, jy stap in die volheid van God, jy stap in die heerlikheid van God, dalk het jy nog nie by die Here uitgekom nie, maar ek wil vir jou vra, wil jy 'n plek in jou lewe, dalk het jy alle godsdienste al probeer, maar Jesus is nie 'n godsdienst nie, Jesus Christus, die Seun van God, is die realiteit en die waarheid, hy is nie 'n godsdienst nie, dit is juist godsdienst wat Jesus gekruisig het, dit is godsdienst wat hom vasgenaal het aan die kruis, maar ek dank God vanmôre, dat ons die oorwinning in ons harte kan hê, om te kan sê, ons is bloedgewaste kinders, die Here gewas in die bloed van die lam, dalk het jy vanmôre nodig, om net te hoor, ek in die autoriteit instap, dit is waar jy in gesag en
autoriteit van die Here instap. Dit is waar jy oorwinning kry. Dit is waar God die onmoontlike moontlik maak, wanneer jy dit begin verstaan. As jy dit vanmôre in jou lewe kan pas, jou autoriteit, verstaan die kruis, dan verstaan jy jou gesag en jou autoriteit in die Here in. Dan sê jy die voorsiening van God sien in jou lewe en die oorwinning wat jy in lingslewe kan wandel. Mag jou seën, mag jou oplig, genade van God jou toemaak, mag sy beskerming jou omvou, en gaan in die vrede van die Here. Groet u mooi en 'n geseënde dag. Ek onthou, is oorwinnaar. Gaan in die vrede. Ek groet. Baie dankie.